Julle maak asseblief julle Bybels oop by Lukas hoofstuk 19 en ons staan vanoggend stil by Lukas hoofstuk 19 vanaf vers 11 tot by vers 28. Dit is nogal 'n lang gedeelte, langer as gewoonlik. Maar dis een gelykenis wat Jesus vertel. Die tema van die preek is genadeloon en oordeel. Genadeloon en oordeel. En ek hou vir ons dan hierdie verse voor, Lukas 19 vanaf vers 11. En terwyl hulle na hierdie dinge luister, miskien kan ek net daar sê, hierdie dinge luister, Jesus was daar in Saggeus se huis, die tollenaar, wat eintlik maar 'n groot uitbuiter was, dief, regtig nie iemand met wie jy jou pad sou wou kruis tot op hierdie oomblik nie, maar hy het bekeer, en hy het op so 'n mate bekeer dat hy gesê het, hy sal selfs, as ek van iemand iets afgepers het daar in vers 8, gee ek dit 4-dubbel terug. Wonderlike bekering. En toe sê Jesus daar in vers 9, vandag het daar redding in hierdie huis gekom. By hierdie Saggeus se huisgesin, en dan sê dit, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is, die is kinders van Abraham wat in Jesus glo. So dit is nou, Jesus is besig om dit te sê. En terwyl hulle na hierdie dinge luister, vertel hy daar nog 'n gelykenis by, omdat hy naby Jerusalem was, en hulle gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. Hy het dan gesê, 'n man van hoë geboorte het na 'n ver land gereis om vir homself 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom. En omdat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle 10 ponde en sê vir hulle, dryf handel daarmee totdat ek kom. Maar sy medeburgers het hom gehaat en 'n gesandskap agter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. En toe hy terugkom nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy dat daardie diensknegte aan wie hy die geld gegee het, by hom geroep moes word, sodat hy kon weet wat elkeen met handel verdien het. En die eerste het verskyn en gesê, meneer, u pond het 10 ponde wins gemaak. En hy sê vir hom, mooi so, goeie dienskneg, omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor 10 stede. En die twee kom en sê, meneer, u pond het 5 ponde verdien. En hy sê ook vir hierdie een, en jy moet wees oor 5 stede. En 'n ander een kom en sê, meneer, hier is u pond wat ek in 'n doek weggesit het. Want ek was bang vir u, omdat u 'n strawwe man is, en u neem weg wat u nie uitgesit het nie, en maai wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, slegte dienskneg. Jy het geweet dat ek 'n strawwe man is, wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie, en maai wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy dan nie my geld aan die wisselaars gegee nie? Dan kon ek dit by my koms met rente ingevorder het. En aan die wat daarby staan, sê hy, neem die pond van hom weg en gee dit aan hom wat die 10 ponde het. En hulle sê vir hom, meneer, hy het 10 ponde. Want ek sê vir julle, aan elkeen wat het, sal gegee word, maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word, ook wat hy het. Maar daardie vyande van my, wat nie wou hê dat ek koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood. En toe hy dit gesê het, gaan hy vooruit op weg na Jerusalem. 'n Vraag wat na elkeen van ons toe kom uit hierdie teksgedeelte is, wat is die effek of resultaat van die koninkryk van God in jou lewe? Wat is die effek in jou eie lewe as jy dink oor die koninkryk van God? Sien jy dit in jou eie lewe? Hoe lyk dit? Dis 'n baie belangrike vraag, want die koninkryk van God is 'n realiteit en moet 'n realiteit wees vir elke individu in hierdie lewe. Terwyl Jesus in die huis van Saggeus is, en Jesus vir hulle geleer het,
dat die Seun van die mens gekom het om te soek en te red wat verlore was. Lukas 19 vers 10 is ook in die vorige gedeelte, die laaste vers voor ons gedeelte vandag. En Jesus baie duidelik vir hulle gesê, onthou my roeping is om te kom, om te soek en te red wat verlore was. Dis wat hy wil doen. Dit is sy roeping. En dis wat hy nog steeds besig is om te doen. Hulle wat daar gestaan het gesien wat die effek is van hierdie redding in Saggeus se lewe. Soos wat ek daar vir julle uitgewys het. Hierdie man het daadwerklik bekeer. Jy kan dit duidelik sien, hy het sleg gevoel oor wat hy in sy verlede gedoen het. En hy was bereid om van sy rykdom weg te gee, net om daardie regstelling te maak. Van sy diefstal, sy uitbuitery, hierdie afskuwelike lewe wat hy gelei het. En terwyl die mense dit nou sien, en Jesus hierdie laaste ding sê, het Jesus besef, daar is 'n misverstaan by die mense oor die koninkryk van God. Wat is die koninkryk van God? Hoe lyk die koninkryk van God op aarde? Nou, want onthou net weer eens, as mens dink aan die koninkryk van God, die hele heelal is God se koninkryk, in 'n sekere sin. Hy besit alles, hy is die almagtige, alles onder die hemel, op die aarde, die heelal, is God se koninkryk. Die aarde is deel van sy koninkryk in daai sin. Maar ons het die effek van sonde in die mensdom, op hierdie aarde. En ons mense wat in 'n rebellie lewe teenoor hierdie koning van die koninkryk. Mense wat die koning verwerp, soos wat ons later hier sien in die gelykenis. Maar ons mense wat gered word deur die Seun van die mens, want dit is wat Jesus gekom het, en daardie mense, kan jy sê, is amper nou deel van die koninkryk van God, in die sin dat hulle nou goeie burgers is van die koninkryk van God, alreeds in hierdie lewe. Maar hoe lyk daardie burgers van die koninkryk in hierdie lewe? Wat is die effek van die koninkryk van God? Hierdie mense wat gered word, hoe gaan God se koninkryk lyk in 'n sondige wêreld? En daar was hierdie misverstaan onder die mense wat na Jesus geluister het. Hulle het verkeerd gedink oor die koninkryk van God, daarom dat Jesus hierdie gelykenis vertel het. Hulle het verkeerd daaroor gedink. Hulle het 'n uiterlike, aardse, vleeslike koninkryk verwag. Hoe hulle gedink het is, eerstens, die koninkryk van God gaan so lyk. Jy gaan Jesus hê wat gaan terugkom, of wat nou, onthou Jesus is nou op pad Jerusalem toe. Hierdie is die hele pad van Jesus na Jerusalem toe. Ons sien dit ook aan die einde van hierdie gedeelte waarin vers 28 sê, en toe hy dit gesê het, gaan hy vooruit op weg na Jerusalem. In die begin sê hy dit ook daar in vers 11, omdat hy naby Jerusalem was, en hulle gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. So hulle het gedink, hier gaan iets gebeur. En dit gaan 'n vleeslike, aardse koninkryk wees wat nou gerealiseer gaan word, en Jesus gaan hierdie koning wees, en hy gaan hierdie vyande 'n bloedneus gee. En hier gaan hierdie aardse koninkryk wees, en alles gaan goed gaan. Hulle het nie lekker geweet, hoe gaan die sonde werk daarna nie. En hulle het daai amper uit die gelykenisse uitgelos. Hulle het gedink, die probleem is die struktuur. Dis die probleem. Dis waar die groot probleem lê, en as die struktuur reg is, dan gaan alles reg wees. Mens kan sien hoe die mense gedink het as jy kyk na ander teksgedeeltes, Johannes 6 vers 15, en toe Jesus merk, dat hulle wou kom en hom met geweld neem om hom koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg, hy alleen. So hy wou nie dit gehad het nie, dis nie wat hy gekom het om te doen, is om nou as menslike koning oor mense, sondaar mense te regeer op aarde nie. Dit is nie sy roeping nie. Dis nie hoe die koninkryk van God werk nie. Handelinge 1 vers 6, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig. Gaan na hierdie een
nasie wees wat dan oor die hele aarde gaan regeer. Natuurlik hierdie wat die mense wil hê, daar's 'n titseltjie waarheid in. En mens moet dit ook raak sien. Uiteindelik, wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde daar gaan wees, gaan die hele aarde gevul wees met mense wat die Here aanbid. Gaan die gelowiges wees. Dit is so. Daar gaan in daai sin die struktuur gaan die hele aarde vul en daar gaan geen meer sonde wees nie. Daar gaan hierdie heerskappy wees vir ewig sonder sonde. En daar is natuurlik hierdie feit dat Jesus nou koning is. Ons weet dit ook. Maar hoe hy sy koningheerskappy deurvoer, is eintlik die vraag hierso. En volgens hierdie mense sou daar hierdie aardse koninkryk wees, nou, en Jesus hoef nie te gaan sterf en op te staan en vanuit die hemel te regeer. Nee, dit was glad nie in hulle verwysingsraamwerk nie. Dis hoekom selfs die apostels, die disippels tot so teleurgesteld was toe Jesus gekruisig is. En selfs toe Jesus opgestaan het en aan hulle verskyn het, was hulle verbaas. Hulle het nie geweet regtig wat gaan presies aan nie. En Jesus moes vir hulle leer en verduidelik. So terwyl hierdie mense dan na hierdie dinge luister, in Saggeus se huis moes Jesus nou hulle misverstaan oor die koninkryk van God regstel. Hulle het gedink die fout lê buite hulle, nie binne hulle nie. Sien, daai is die beginselfout, as jy mooi daaroor dink. Hulle het gesê die groot probleem waarmee die mensdom sit, die groot probleem waarmee die kerk sit, is buite hulle, nie binne hulle nie. Maar tog is die grootste probleem eerstens individuele mense, persone, individue wat in rebellie teen die Here is. Wat in vyandskap met God is. En sodra iemand deur die kragtige werk van God wedergebore word, dan kom daar hierdie bekering, dan kom hierdie verandering, soos wat ons in Saggeus sien. En hierdie bekering het die effek na buite. Sien, daar kom hy buite. Kyk wat Saggeus doen is, hy betaal terug aan die mense wat hy van gesteel het. Selfs 4 dubbel terug. So hierdie bekering vind in die individuele persoon se lewe plaas. Hy besef sy eie sonde, hy besef sy nood vir Jesus. Hy weet hy het Jesus nodig. Hy moet Jesus bely dat Jesus vir sy sonde gesterf het. En daardie is die krag tot bekering. Tot die daaglikse bekering. En hierdie versprei dan na gesinne, na gemeenskappe, na besighede, na regerings. Dis die gevolg. So dan moet jy nie noodwendige gevolg wees, maar dis nie die probleem is eerstens binne ons. Maar dan, sodra daar bekering kom, dan, soos Johannes ook dan verkondig het hier so in die begin van Lukas, dis een van die eerste kenmerke van bekering in 'n gemeenskap, is die vaders wie se harte na die kinders toekeer. Dis baie interessante stelling daai. Dis die vaders, die paas, wat begin lief raak vir hulle kinders, en dis vir hulle die Here se woord leer en hulle disipel. Dan kry jy die ding van huisgodsdiens. Dan kry jy die ding van, jy wil jou kinders kerk toe bring, dat hulle geonderrig word. Dan begin jy saam met hulle, hulle leer en vermaan, soos jy met hulle stap, sit, en lê. Dis wat gebeur. En dan is dit die vaders wat hulle verantwoordelikhede opneem, om vir hulle huisgesin te sorg. Geestelik en fisies. Dan het jy die moeders wat hulle roeping sien, soos wat die skrif definieer, om hulle mans tot hulp te wees, huislik te wees, daai huislik in Titus 2 is, direkte vertaling is, werkers by die huis. Onder normale omstandighede, ons weet die effek van die sondeval, het baie keer die situasie waar die vrouens, baie keer ook maar, as die ma alleen is, dan moet sy buite die huis gaan werk, om geld in te kry. Maar dan is dit die ma's wat hulle
hulle kinders disippels, manne wat in liefde uitgaan om buite die huis te regeer, in die samelewing te regeer. Dit is wat ons met Saggeus gesien het. Hy besef sy sonde, sy onmiddellike sonde van hoe hy ander mense te nagekom het. En dan begin hy positief in hierdie koninkryk te lewe as 'n goeie burger van die koninkryk van God. En dan illustreer Jesus hierdie regte verstaan van die koninkryk deur 'n gelykenis. In vers 12 sê hy: 'n man van hoë geboorte het na 'n ver land gereis. Dis Jesus, né? Hoë geboorte. En hy het na 'n ver land gereis om vir homself 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom. Hierdie verwys na Jesus wat gelei het, gesterf het, opgestaan het, hemel toe gegaan het om daar sy koningskap op te neem, te ontvang. En dit is daar waar hy aan die regterhand van die Vader sit en regeer. En hy spesifiek hoof van die kerk. Efesiërs 1 vers 20 tot 23. Hy sit aan die Vader se regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy, dis nou die Vader, het alle dinge onder sy, dit is nou Jesus se voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Dis 'n baie kragtige stelling daai. So Jesus is koning oor alles. Maar dit sê baie spesifiek, hy is die hoof, wat bo alles is hy aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vervul. So hier is hierdie plan. Jesus is hoof van die gemeente, en hy gaan daai gemeente bewaar, en hy gaan daai gemeente mense bekeer, en hulle gaan in die lewe uitgaan, as burgers van die koninkryk. En hy gaan hulle in stand hou, en hy gaan hulle voed. Hy gaan uiteindelik alle werkers van ongeregtigheid vernietig. Maar hierdie gemeente is sy kosbare gemeente, sy mense, sy skape van sy weide. En Jesus gaan terugkom. Dit weet ons. Maar die tyd wanneer dit sal gebeur, is nie geopenbaar nie. Hierdie man van hoë geboorte het na 'n ver land gereis om vir hom 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom. Maar dit sê nie wanneer hy terugkom. Dit sê nie hoeveel jaar nie. Ons weet nie. Dis nie in ons geopenbaar nie. Maar voor hierdie man sou weggaan om sy koningskap te ontvang, het hy 'n belangrike opdrag aan sy diensknegte gegee. Hoor gou vers 13. En nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle 10 ponde en sê vir hulle, dryf handel daarmee totdat ek kom. Nou die Griekse woord is vertaal met ponde. 1 pond, ons praat nie nou van die Engelse pond hierso nie. 'n Pond is maar net 'n geld. Ek dink maar net en dis 'n hoeveelheid geld. En hierdie pond is omtrent gelykstaande aan 100 dae se gewone arbeid. So dit is omtrent 5 maande, as jy 23 dae in 'n maand inreken. So dis 'n klompie geld wat elkeen van daardie 10 diensknegte gekry het. En hulle moes gaan besigheid doen. Net terloops, 'n gelykenis sal nooit ietsie sondags voorstel nie. So byvoorbeeld as Jesus nou gaan en hy sê in die gelykenis, hy gee die ponde sodat die mense gaan besigheid doen, dan weet ons, besigheid doen is ook 'n goeie ding. Sal nie 'n slegte ding wees nie. Dit is 'n belangrike beginsel in die gelykenis. Jesus sal nooit 'n sondige voorbeeld gebruik en dit goed praat nie. Hy sal dit altyd in die gelykenis as verkeerd ook uitwys. As daar ergens sonde in die gelykenis is, soos wat ons ook hier gaan sien. Maar die punt is maar net, Jesus gee vir 10 diensknegte elkeen 'n pond en hy sê, julle moet gaan handel dryf. Wat is die punt van die gelykenis? Elkeen wat 'n diensknegt van Jesus is, elkeen wat in Jesus glo, is 'n persoon wat 'n baie belangrike werk het, en dit is om aan die werk te spring.
En dit is uitstekend dat die woord besigheid gebruik is, want ek dink mense wat eie besighede het, of hier en daar al 'n klein besigheid, of wat ook al gehad het, sal weet hoeveel veranderlikes daar is, en dat jy partykeer bietjie meer maak, partykeer beter, is daar die onsekerheid, maar jy moet heeltyd aan die werk wees. Jy kan nie op jou lauwere gaan rus nie, daar die veranderlikes, maar dit is eintlik in 'n sin 'n avontuur en opwindendheid. En selfs as jy vir 'n werk werk, dan sien jy ook die binnewerke van 'n besigheid. So jy kry 'n gevoel van hoe 'n besigheid werk. En Jesus gebruik hierdie voorbeeld van 'n besigheid om te sê, maar ons moet gaan werk. Ons moet aan die werk spring. Ons moet nou ons lewe inrig vir koning Jesus. As ons sê ons bely Jesus, dan beteken dit werk jou eie heil uit met vrees en bewing. Werk jou eie heil uit met vrees en bewing. Filippense 2 vers 12. Dit is 'n werk, maar dit is opwindende werk. Dis 'n stryd, maar dis 'n goeie stryd. Dit is om so Saggeus jou sonde raak te sien en daarvan te bekeer. Bly moediglik, want jy weet mos daai sonde is deur Jesus betaal. Nee. So jy kan daarvan bekeer. En dan sien jy die geleenthede raak van hierso kan ons ook die evangelie uitdra. Ons kan hier ook wys hoe ons die Here se skepping waardeer en hom eer gee in onderrig, in kultuuraktiwiteite, in gemeenskappe. Dink maar net as jy nou deel is van 'n gemeenskap en jy is miskien deel van die polisieering of wat ook al, of jy gaan maak skoon. En dan wys jy daardeur hoe jy as nou burger van die koning, jy as disipel van Jesus, hoe jy omgee vir die Here se skepping, hoe jy omgee vir jou naaste, hoe jy selfs die Here se beginsels toepas in besighede, selfs in die politiek en die regering. So dis 'n noodwendigheid. Wanneer mens praat van mense wat tot bekering kom, dit gaan sigbaar raak in die samelewing. Dit moet so wees. Dis om alles wat jou hand vind om te doen, dit met mag te doen. Daar is nie, jy moet altyd dink, hoe kan ek nou besig wees in die Here se skepping? Ek wil nou hierdie woord van die Here toepas in elke area van my lewe. En dan gaan jy 'n fout maak. Besighede maak baie keer foute. Jy maak 'n verkeerde besluit, verloor geld. Maak jy regte besluit, maak meer geld. Besigheid is 'n wonderlike voorbeeld hier. Dis 'n wonderlike illustrasie. Maar jy gaan aan. Jy vat jou hand en jy doen die ding en jy doen dit met al jou mag. Prediker 9 vers 10. Kolossense 3 vers 23. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Want as jy dit vir die Here doen, dan doen jy dit mos met hierdie motivering. Jy wil dit vir die Here doen. Maar nadat hierdie man sy diensknegte hulle werk uitgedeel het en aan die ver land gegaan het om sy koningskap te ontvang, was almal nie gelukkig met hierdie man nie. Vers 14. Maar sy medeburgers het hom gehaat en 'n gesantskap agter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. En jy gaan dit nog altyd kry, totdat Jesus terugkom. Jy gaan mense kry wat nie Jesus se regering en sy koningskap wil aanvaar nie en daarteen gaan rebelleer, sy plan in die wiele gaan probeer ry, elke moontlike rede wil gebruik om die Here se woord te verwerp. Hierdie mense in hierdie gelykenis het hierdie man verwerp, en so gebeur het ook vandag en dit sal nog altyd so wees totdat Jesus terugkom. Die bouers het die steen verwerp, daai fariseërs het die steen verwerp en daai verwerping gaan altyd aangaan. Maar Jesus kom terug. Jesus gaan terugkom. En dit is 'n perspektief wat gelowiges het gelukkig. Nee, ons glo Jesus gaan terugkom. En ons moet daai onthou, maak nie saak in watter omstandighede dit is nie. Ons weet Jesus gaan terugkom en hy gaan uiteindelik in tyd en in ewigheid
gaan hy ongeregtigheid straf. Hy gaan dit doen. En daarom moet ons altyd vir onsself preek, jy weet dat, want wat gebeur is dan, vat dit bitterheid weg. Dit gee mens perspektief. Jy weet, wat jy moet doen is, jy moet alles wat jou hand vind om te doen, moet jy doen, en doen dit met mag. Dis wat jy moet, dis jou taak. En as daar hierdie verwerpers is van die Here gaan met hulle oordeel. Jy kan natuurlik skryf en praat teen die verkeerde dinge wat hulle sê, en hartseer wees oor wat hulle sê, maar uiteindelik gaan hulle deur die Here self geoordeel word. So Jesus kom terug, en hierdie man het teruggekom, en toe hy terugkom, vers 15, nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy dat daardie diensknegte aan wie hy die geld gegee het, by hom geroep moes word, sodat hy kon weet wat elkeen met handel verdien het. En hier is weer eens 'n prentjie van Jesus se wonderlike tweede koms. Hy gaan terugkom en sy getroue diensknegte prys. Die wat werk gemaak het. Maak nie saak hoeveel geestelike groei daar was, of hoeveel geestelike mag jy uitgeoefen het in die sin van wanneer jy jou hand geslaan het om dit met mag te doen nie, dat jy dit gedoen het, dat jy die Here wou dien, en dat jy regtig werk daarvan gemaak het, jy gaan daarvoor geprys word. Jy gaan daarvoor geprys word. Daar's hierdie mooi beeld van, elkeen is 'n beker gaan oorloop, wanneer Jesus terugkom. Elke gelowige se beker gaan oorloop. Maar party gelowiges se beker gaan groter wees as ander mense. Nee, so, maar elkeen se beker gaan oorloop van hierdie lof wat hulle van die Here gaan ontvang. En die getroue diensknegte, wat alle gelowiges sal wees, sal 'n genadeloon ontvang. Party meer as ander. So mense kan al reeds hier sien, daar gaan ook regering wees, in die sin van heerskappy wees deur individue op die nuwe hemel en aarde. Dit gaan 'n realiteit wees. Ons gaan nie op wolke sit en op 'n harp speel nie. Dis nie wat gaan gebeur nie. Ons gaan werk. Ons gaan bewoon en bewerk. Nie bewaak nie, want bewaak beteken jy moet beskerm. Adam en Eva het daardie taak gekry om te bewaak, want daar was 'n Satan, daar was sonde. Nee, deur die Satan. Die Satan was die grootste versoeker. En hulle moes bewaak. Maar daai gaan weg wees, maar die bewoon en bewerk gaan nog steeds 'n realiteit wees. Vir gelowiges. En daarom dat ons nou al kan hou van werk en om dinge aan te pak en dinge te doen en ons energie daarin te sit. En uiteindelik, wanneer Jesus terugkom, gaan hy ons ook daarvoor beloon. Maar weer eens, ons noem dit nie 'n loon uit verdienste uit nie, maar dit is eintlik 'n loon uit genade uit. Daarom dat ons dit noem 'n genadeloon. En mens kan dit ook so verwoord, die genadeloon beteken eintlik verantwoordelikheid. Dis eintlik wat genadeloon beteken. Jy kry verantwoordelikheid op die nuwe aarde. En dit sal in verhouding wees tot die getrouheid wat ons in hierdie lewe uitoefen. Hierdie getrouheid wat ons uitoefen in hierdie lewe kom uit geloof uit en is die vrug van geloof. En as jy mooi daaroor dink, geloof wat die Here vir ons gee, skenk deur die verkondiging van die evangelie, werk in ons harte, ons hou ons oë op Jesus, en dan is daar hierdie vrug wat voortkom. En eintlik moet almal hierdie enorme vrug dra. Maar ons weet ons sit nog met die ou mens. Ons weet ons sit in sonde. So ons vrug is nie altyd soos wat dit moet wees nie. Maar die punt wat ek probeer maak is, daar moet vrug wees. En die vrug kom uit geloof uit wat die Here in elk geval gegee het. So dis nie 'n verdienste nie. Niemand gaan praat van ek het hierdie verdien dat ek nou hierdie verantwoordelikheid kry wanneer Jesus terugkom nie. Nee, dit is die vrug van geloof wat eintlik baie oorvloedig moet wees. En aan die een kant is dit ook 'n wonderlike bemoediging. Ons vrug kan oorvloedig wees. Ons kan in hierdie lewe tot eer van die Here lewe, in elke gedeelte van ons lewe
nie volmaak nie, ons weet ons sit met sonde, maar daar is daardie vrug wat ons kan dra. Die Here gee vir ons daai krag deur sy gees en sy woord. So toe kom nou die eerste dienskneg en hulle sê, meneer, u pond het 10 ponde wins gemaak. Weereens, die Here gaan nie 'n sondige voorbeeld gee nie, so wins is 'n goeie ding. Hy het 10 ponde wins gemaak, van 1 pond af tot 11 pond. So hy het 1 pond gekry en hy het 11 gemaak, so hy het 10 pond wins gemaak. En Jesus, of die man sê vir hom, mooi so 'n goeie dienskneg, omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor 10 stede. En die tweede kom en sê, meneer, u pond het 5 ponde verdien. En hy sê ook vir hierdie een, jy moet wees oor 5 stede. So dis daai verantwoordelikhede wat gegee gaan word wanneer Jesus terugkom, wat hy gaan gee aan sy getroue diensknegte. Maar soos die realiteit nou ook is in hierdie lewe, het jy diensknegte wat sê hulle dien die Here. Hulle het kennis van die Here se woord, hulle ken die evangelie, hulle bely selfs Jesus, maar hulle wys nie met hulle dade dat hulle eintlik Jesus as hulle koning wil volg nie. Vers 20. En 'n ander een kom en sê, meneer, hier is u pond wat ek in 'n doek weggesit het. Want ek was bang vir u, omdat u 'n strawwe man is. U neem weg wat u nie uitgesit het nie, en maai wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, slegte dienskneg. Jy het geweet dat ek 'n strawwe man is wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie, en maai wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy dan nie my geld aan die wisselaars gegee nie? Dan kon ek dit by my koms met rente ingevorder het. Wat hierdie dienskneg doen is, hy het die evangelie gehoor, maar hy het op sy lauwere gaan rus. Hy het, en mens kry dit baie keer, ongelukkig, waar mense amper in hierdie limbo ingaan, en ons vang onsself baie keer in daai situasie. Jy weet, jy gaan maar net, wel, jy weet, dis maar net hoe die lewe is, en ek gaan maar net aangaan soos wat dit aangaan. Daar's nie daai evangeliese motivering om werklik teen sonde te veg in jou eie lewe, geestelik jou gesin te voed, of in die samelewing daar die Here se gawes uit te oefen, selfs daar verskil te maak tot eer van die Here nie. Jy lewe maar net en dan gaan jy dood. Dis basies wat hier gebeur het. Hy het die muntstuk in 'n doek toegedraai en net weggesit. Plaas hy ten minste net daai bietjie moeite gedoen het om te dink, okay, goed, as ek hierdie pond gaan by 'n bank, ek gaan belê die geld daaraan, dan is daar ten minste rente. Maar dit was te veel moeite. Dis so hartseer. Dis so hartseer. En wat is die uiteinde daarvan? Hierdie man word geoordeel volgens wat hy sê, hoe hy geoordeel gaan word. Hy het gesê, Jesus is 'n strawwe man en hy gaan wegvat wat hy nie uitgesit het nie. Dis presies wat hy gaan kry. Die punt is, bekering moet op bekering volg. Dan moet dit wees. Dit is wat die Here van ons vereis. Hierdie laaste dienskneg was 'n slegte dienskneg. Volgens die koning kon die dienskneg ten minste 'n bietjie moeite gedoen het. Bietjie gedink het, bietjie met sy hand, met alle mag dan ook die Here probeer dien het, net op 'n klein mate. Maar hy wou nie die koning eer nie. Onthou net weer eens die groot punt van hierdie gelykenis. Die evangelie bring groot en wonderlike verantwoordelikheid in hierdie lewe. En as jy regtig glo dat Jesus vir jou sondes gesterf het, dan sal jou lewe anders lyk. Dit moet. Dis net genade, maar dit moet anders lyk. Dis hoekom Jesus daar sê, wat het hierdie man gedoen? En aan die wat naby staan sê hy, neem die pond van hom af weg en gee dit aan hom wat die 10 ponde het. Dis amper die punt daar is genade op genade.
Die persoon wat 10 ponde gemaak het, moet weet, dis genade dat hy 10 ponde gemaak het. Dit gee eintlik vir ons ook 'n perspektief op wins in 'n maatskappy. Wanneer 'n maatskappy wins maak en die maatskappy groei, dan mag daar nooit hierdie hoogmoed wees nie. En sê, ja, dis my slim planne wat gemaak het dat hierdie besigheid groei. Want sodra mens daai hartskyf maak na hoogmoed, dan is die vloek van die Here op daardie wins. Maar wanneer dit 'n genadeloon is, as mens dit ook so sien, dan is dit ook die Here wat dan kom en hy gee nog genade. Dit is wat hier gebeur. Hy vat daai 1 pond en hy gee dit vir daai persoon wat 10 ponde gemaak het. Want hy's 'n verantwoordelike ene. En hulle sê vir hom, en dit is nou die mense in die gelykenis, meneer, hy het 10 ponde. Jy sien, vleeslik maak dit nie vir ons sin nie. Genade op genade maak nie vir ons sin nie. Die hemelse rekenkunde klink vir ons vleeslike gesindhede onregverdig, maar dis nie vir Jesus onregverdig nie, want dit is genade op genade. En dis hoe ons dit moet verstaan, is genade op genade. En dan sê hierdie man in die gelykenis verder, want ek sê vir julle, aan elkeen wat het, sal gegee word, maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word ook wat hy het. Ek weet nie of julle ook daai kontras amper raak sien nie, want Jesus sê, dis die man in die gelykenis, maar van hom wat nie het nie, so hy het nie, sal weggeneem word ook wat hy het, maar hy het nie, so hoe kan hy weggeneem word van wat hy het? En dan moet ons dit so verstaan, dat hierdie man hy het nie die vrug van die geloof gehad nie, maar van hom wat nie het nie, hy het nie die vrug van die geloof gehad nie, sal weggeneem word ook wat hy het. Wat het hy gehad? Hy het Jesus geken. Hy was blootgestel aan die evangelie. Hy het geestelike waarhede geken. Dis daai 1 pond. En daai gaan van hom al weggeneem word. Ja, hier is 'n duidelike voorbeeld van dat die oordeel by die huis van die Here begin, by die gemeente begin. Die Here oordeel die gemeente, wanneer daar ook nie die vrug is nie, want ons weet ook, jy kry skynheiligheid, jy kry mense wat gefeinst is, wat die Here bely, maar wat nie regtig die Here ken nie, kan waar wees in hierdie gemeente, kan waar wees in baie ander gemeentes, en dan kom die waarskuwing, duidelik vanuit hierdie gedeelte, dat die oordeel van die Here gaan ook in die huis van die Here wees. Maar die oordeel eindig by die haters van die Here. Vers 27, maar daardie vyande van my, wat nie wou hê dat ek koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood. En toe hy dit gesê het, gaan hy vooruit op weg na Jerusalem. Dis die laaste woorde wat Jesus daar sê, voordat hy nou met hierdie pad verder gaan na Jerusalem. Hy sê baie duidelik, dis baie grafies, bring daai vyande na my, hier voor my, en slaan hulle dood. Dit is 'n God van wraak wat hier praat, wat alle ongeregtigheid sal uitwis. Dis nie die Jesus van die kinderbybel, wat hier vir ons geskets word nie. Ja, dis 'n genadige Jesus wat kom en sondaars red, wat sy liefde vir sondaar mense wys. Dis baie duidelik ook. En daai genade gee en hulle so verander dat hulle nou vir die Here wil leef en dan hierdie vrug op geloof dra en hierdie verantwoordelikhede op die nuwe hemel en aarde gaan kry, maar dit is ook hy wat die God van regverdigheid is. Dis Jesus self koning wat op die wit perd ry, wat kom en oordeel en oorlog voer in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. Dis Jesus. En sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. En hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid
en van die toorn van God die Almagtige. Hy vernietig sy vyande en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Openbaring 19 vers 11 tot 16. Jesus sou in Jerusalem ingaan op 'n donkie, nederig. Dit was sy roeping. Hy het gekom om sondaars op te soek en hulle te red. Maar wanneer hy terugkom, kom hy op 'n perd wat oorwin, wat vernietig vir die wat nou in vyandskap teenoor hom lewe. So waar staan jy? Erken jy hierdie leeu van Juda, die Messias, die een wat kom sterf het vir sondaars, wat opgestaan het en die dood oorwin het, sodat jy nou kan lewe? Glo in hom tot die ewige lewe. Glo in hom om ook uiteindelik saam met hom te lewe op die nuwe hemel en aarde vir ewig met hierdie verantwoordelikhede, hierdie vrug van die geloof.